Goeiedag maatjies. Vandag gaan juffrou Jenny vir julle 'n storie vertel wat vir my baie fascinerend is. En dit is die storie van die dag toe die son en die maan stil gestaan het. Dit is 'n storie wat uit die Bybel uitkom in Josua 10. En dit is 'n storie van 'n baie dapper man. Sy naam is Josua. Nou, Josua het die Israeliete gelei in oorlog om hulle land terug te vat, hulle geboorteland. So as julle kan onthou dat die Bybellande is Israel, dit was hulle geboorteland. Maar hulle was nie vir altyd in Israel gewees nie. Hulle was slawe in Egipte gewees en verlede week het ons geleer van die 10 plaae en hoe Moses hulle uit Egipte uitgelei het terug na hulle geboorteland toe. Maar hulle het baie swaar gekry want hulle het deur die woestyn getrek en elke dag sal hulle by Moses kom kla, Moses, ons is moeg, Moses, ons is honger. En toe het daar baie dapper soldaat na vore gekom en hy het begin terugbeklei omdat hulle weer hulle eie land het. En hulle was uitgekamp in die Judea se valleie toe hy 'n boodskap kry die aand Josua. En hy was nou die leier van die Jode se weermag. En die boodskap was dat Gibeon deur 5 weermagte aangeval gaan word. Hulle was reeds op pad soontoe om hulle aan te val, om Gibeon terug te vat in die vyande se kamp. En Josua gaan dit mos nou nie toelaat nie, want hy het hard geveg om daardie stad hulle sin te maak. So, hy praat met sy soldate en hy sê, toe hoor jy, ons met daai mense gaan help, en hulle toe opgepak, alles reg gekry, en deur die nag begin stap. Hulle moes deur valleie en teen berge op vir omtrent 50 km wat hulle moes stap. Dis baie ver maatjies. So, hulle was baie moeg toe hulle by Gibeon aankom. Die son het opgekom en die klomp manne daar bo op die berg staan en hulle het gesien wat so groot weermag is op pad om Gibeon terug te vat. En ek glo die mans was moeg en moedeloos en miskien 'n bietjie bang ook gewees. Maar omdat Josua so hard vir God gehad het, het hy vir God gevra dat God hulle moet help. En sy gebed is 'n baie spesiale gebed. Want al wat hy gevra het was, laat die son stil staan en dat die maan stop. En vir ons klink dit onmoontlik. En selfs die wetenskaplikes glo dit nie, maar Christene glo dit, want ons glo in die Bybel. Maar die wetenskaplikes sê, hoe kan dit wees? Hoe kan die son stil staan? Of hoe kan die son stop? Hoe kan die maan stil staan? En julle weet mos, mense gaan soek mos maar altyd redes vir alles. En hulle soek bewyse vir alles. Veral vir die Bybel. Baie mense glo nie in die Bybel nie. So die NASA wetenskaplikes het gaan kyk en daar is 'n dag in die geskiedenis wat net weg is. Hulle weet nie waar is daai dag heen nie. Maar in alle geval, as 'n mens die Jode se taal ken wat Hebreëus is, die woord stop, daman, is eintlik 'n woordjie wat beteken hou op. So as jy sê daman, dan is dit hou op. Nou, die verklaring wat die Christene aanvaar het is, dat God dalk nou nie die son laat stil staan het nie, maar dat hy wel die son laat ophou skyn het. Want hulle sê net na Josua se gebed, toe breek daar die verskriklikste storm uit. Die donker wolke het saamgetrek en die lig was pikswart geweest en die Here het haal gestuur, verskriklike groot haal, so groot soos 'n lemoen amper, sulke groot haalkorrels gestuur. En volgens die geskiedenis wat opgeteken is, het die haalkorrels baie meer van die vyand doodgemaak as wat Josua en sy weermag doodgemaak het. Juffrou sluit af deur te sê, hulle het die oorlog gewen en daar is baie van die vyand doodgemaak daai dag. Deur haar en deur Josua se weermag. Deur een eenvoudige gebed
toe die manne baie moeg en moedeloos was. Here, laat die son ophou en laat die maan stil staan. So, ons gebede word nie altyd beantwoord op die manier wat ons dit vra nie, maar omdat die Here ons harte ken, antwoord hy ons gebede op die beste manier vir ons. Dat ons nie altyd kry waarvoor ons vra nie, maar dat ons kry wat God weet wat goed is vir ons. So, ek wil net afsluit deur te sê, fluit, my storie is uit, groen blaar, my storie is klaar. Julle moet 'n mooi dag hê, tata.